Hemelse Vader, Here, ons wil vir U dankie sê dat ons vanoggend hier mag wees. Dankie dat ons by mekaar is, Here, om U woord te verkondig. Dankie dat U ons tot hier gebring het, waar ons opgewonde kan wees, Here, om van U te getuig. Dankie dat ek 'n Bybel het. Dankie dat ek elke dag daaruit kan lees. En dankie, Here, dat hierdie lewende woord vir my 'n riglyn en 'n snoer vir my lewe is. Ons begin vandag ons erediens in U naam, Here, die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vir ons vanoggend, ons gaan lees ons teksgedeelte uit Matteus 9. Ons is besig, soos wat ons laas gesê het, hier in die Epifanie tyd van die jaar, die verskyningstyd van Jesus. Ons is besig om saam met hom by 'n paar plekke stil te staan en nie net by hom te leer nie, maar ook voortdurend vir myself af te vra, wat sou ek gedoen het as ek op daai oomblik daar was? Nou voordat ons lees uit Matteus 9, wil ek net 'n kort gedeelte lees uit Matteus 22, en dit gaan ook oor wat die Here van ons verwag en vra, en dit sny eintlik so mooi aan by die prediking vandag. Matteus 22, vers 34, toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle by mekaar gekom en een van hulle 'n wetgeleerde het om met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. En dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Liefde vir God, maar ook liefde vir jou naaste. Ek wil hê ons moet hierop antwoord 239. Ek lees vir ons vanoggend uit Matteus 9. Nou, vorige keer het ons stil gestaan by die Here, waar hy gesê het, of omskryf het, hoe 'n geseënde mens lyk. En dit het toch 'n bietjie anders te gelyk as die definisies wat ons gewoonlik vir geseënd wees gee. Nou, vanoggend staan ons stil saam met hom by iemand, by wie ons gewoonlik sou verbyloop. Dis iemand wat jy nie wou ken nie. Maar as jy met hierdie persoon gepraat het, kon jy in groot moeilikheid beland het, want hy kon jou onrein gemaak. Matteus 9, en ek wil lees vanaf vers 9 tot en met vers 13. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit. En vir hom gesê, volg my. Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. En toe die Fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle, leermeester, saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Ek lees net tot hier. Gaan julle weer laat sing vanoggend? Julle sing vanoggend vir my lekker. Op die dag stap Jesus toe van 'n toneel af weg, waar 'n wonderlike ding gebeur. Mense het gekom en 'n verlamde man op 'n slaapmat voor hom neergesit, en hy het hom gesond gemaak. In Matteus 9 staan, dit was duidelik vir die mense dat hy die volmag van die Vader gekry het om te kan genees. Hy kon hierdie man genees en die mense wat dit gesien het, die skare wat dit gesien het, was verbaas en baie opgewonde
en eintlik verwonder. En het jy agtergekom as daar iets moois gebeur, 'n mooi oomblik, dan probeer 'n mens dit so lank as moontlik uitrek. Mooi oomblikke is amper soos 'n taai toffee, jy rek vir hom uit totdat hy nie meer kan nie. Ek probeer nou al dit baie lank deurdruk, maar hulle wil nog nie byt aan 'n 25 uur verjaardag nie, want dit is lekker. En as jy 'n mooi oomblik deurgaan, dan wil jy nie dit moet ophou nie. En as Jesus van hierdie oomblik af wegstap, dan is almal begeesterd en verwonderd. Maar dan is daar iets voor in die pad, wat die glimlag van soveel monde laat verdwyn. As Jesus en sy volgelinge daar wegstap, is daar ewe skielik 'n tolhuisie voor hulle. En in die tolhuis sit 'n tollenaar. Nou die van julle wat in ons mooi land aan die ander kant gebly het, tot op die einde, of redelik onlangs sal weet, die gevoel wat by jou opkom, is daar ewe skielik 'n tolhek op die pad voor jou opdoen. Jy moet nou maar die geldjies uithaal, jy moet betaal, maar daar is 'n gevoel wat jy nie kan beskryf nie, dieselfde op hierdie oomblik. Hulle stap weg waar 'n man kan loop wat verlam was, en ewe skielik, die eerste ding wat hulle sien is hierdie mannetjie in 'n tolhuisie op hulle pad. Tollenaars was die mees gehate mense in die wêreld. As jy 'n tollenaar gesien het, het jy hom probeer vermy. Rabbies aan die ander kant was geliefde mense. Hulle kon jou leer, hulle woorde het partykeer skerp tot diep in jou siel ingesny. Maar jy kon aan hulle voete gaan sit en by hulle luister en by hulle kennis opdoen. En daarom was vyebome nogal baie gewild in daardie gebied, want vyebome was plekke waar rabbies gewoonlik gesit het. Vyebome was klaskamers, jy kon in die koelte gaan sit en by hulle leer. Maar tollenaars het jy probeer vermy. Hulle was laagklas mense. Wie was die tollenaars? Hulle was gewone Jode wat gekies het om vir die keiser te werk. Hulle het vir Rome tolgeld ingesamel. En tollenaars was mense wat hulle eie mense ingeloop het om belastings te kry om vir Rome te betaal. Tollenaars was immoreel, selfsugtig, gehaat, skelm en gemeen. En die keiser het hierdie tollenaars vrye sê gegee. Hulle kon jou belas op jou huis, op jou inkomste, op jou boot, op jou visse, op jou oes. As jy 'n tollenaar gesien het, het hy gesê, wat gee jy vir die keiser? Nou, hulle was nie net onwelkom nie. Hulle was ook oneerlik. Baie van die geld het nie by die keiser opgeland nie. Dit het gewoonlik in sy eie sak beland. Tollenaars was die ouens wat in groot huise gebly het, al het almal om hulle krepeer. Tollenaars was die ouens wat altyd geld gehad het, al moes hierdie mense soms hulle kinders honger bed toe stuur. Nou as 'n tollenaar jou laaste sente kom vat het en jou kinders hou van die honger, het jy nie net nie van hom gehou nie. Jy het hom gehaat. En ek weet nie of julle al agtergekom het nie. Hoeveel keer in die Bybel lees 'n mens dat die Here te doen gekry het met sondaars en tollenaars? Het jy dit so al gelees? Jy kry dit twee goed altyd by mekaar. Tollenaars en sondaars. En sondaars was mense wat volgens hierdie ouens die wet oortree het. Dit was ouens wat slegte goed gedoen het. Dit was leenaars, misdadigers, bedrieërs, egbreekers, selfs moordenaars. En 'n mens wonder hoekom was 'n tollenaar nie maar ook net 'n sondaar nie? Want dit wat hy gedoen het was ook oneerlik. Hy het mense eintlik ingeloop. Maar 'n tollenaar was so gehaat in daai tyd dat selfs die sondaars nie onder een naam met hulle bekend wou staan nie.
dat selfs die ouens wat die grootste sondes gepleeg het, gesê het, nee, jy mag nie die woord tollenaar saam met ons indeel nie, ons sal protesteer, en daarom lees jy in die Bybel van tollenaars en sondaars. Jy kon hulle nie eers onder die hoofie sondaars in te deel nie. Hulle was te laag, hulle was te gemeen, hulle was te niks. En baie keer het mense mekaar gesê, maak nie saak hoe groot sondaar ek is nie. Ek is dalk die grootste bedrieger, ek is 'n egbreker, ek is 'n moordenaar, maar gelukkig is ek nie 'n tollenaar nie. Laer as 'n tollenaar kon jy nie daal nie. Hulle was net bo plankton geklassifiseer in die voedselketting. Gemors, laagklas mens. En nou kom Jesus die dag en hy gaan staan stil by hierdie tollenaar. En dadelik dink sy volgelinge, aha, hier kom 'n lekker preek. Want dit is gewoonlik wat 'n rabbi gedoen het as hy 'n tollenaar gesien het, hy het oor hom gepreek. Hy het vir die mense om hom gesê, jy moet nooit so wees nie. My liewe kind, as jy jonk is, jy gaan nie daar laat nie. Jy gaan nie jou eie mense uitverkoop en vir die vyand werk. Jy gaan nie iemand se laaste geld vat, die helfte daarvan in jou sak drink en oneerlik leef nie. En lees jy die ander evangelies, kom jy agter hierdie tollenaar, wat ons leer ken hier as Matteus, se naam was eintlik Levi. Dit sê Lukas en Markus vir. En Levi het gekom uit die stam van die priesters. So hierdie tollenaar die dag in die tolhuisie was waarskynlik die swart skaap in die familie. Was die een wat die res van sy familie in die skande gesteek het. Was daai een kind wat die ouer gesê het, ek het nie so kind nie. Hy bestaan nie. Want hy loop ons in. Nou kom staan Jesus by hierdie tollenaar en sy disippels verwag, hier kom 'n goeie preek. Nou gaan hy vir hom sê, dat ons asseblief nie so laag moet daal nie. Want het julle agtergekom, ons doen dit baie keer, veral met ons kinders. Ons sien iemand op 'n afstand, en dan trek ons hulle nader in die arm, fluister in die oor en sê, jy moet tog asseblief nooit soos daai oom wees nie. Of as jy nie jou sokkies optrek nie, gaan jy land waar daai een sit. Maar gewoonlik deel ons hierdie kennis vertroulik, saggies in die oor, of eenkant by die huis. Maar as jy 'n tollenaar gaan sien, het jy gewoonlik voor hom, oor hom gepraat. Hy moes hoor hoe sleg hy is. Hy moes hoor dat die res van die mense hom haat. Maar as die Here die dag by hom gaan staan, dan gebeur daar 'n vreemde ding. Hy sê vir hom net 2 woorde. In Grieks net een. Akolutheo. Volg my. Volg my. Vergesel my. Eintlik sê die Griekse woord dit so mooi, kom woon my by. Dis wat hy vir hom sê. Kom woon my by. Kan jy glo wat die Here nie doen nie? Hy gaan staan nie voor hierdie tollenaar en praat voor hom, oor hom. Hy kom staan voor hom en hy praat met hom. Hy gee vir hom 'n uitnodiging. Wat beteken volg my? Volg my beteken ek wil 'n pad saam met jou stap. Volg my beteken ek wil my lewe met jou deel. Ek wil hê jy moet by my kom leer. Ek wil hê jy moet saam met my tree vir tree vorentoe gaan. Ek ken jou, ek weet wie jy is. Ek weet wat agter jou lê. Ek weet hoe die mense jou haat. Ek weet hoe sleg jou verlede is. Ek weet hoe gemors dit is. Maar ek sê vir jou, volg my, kom woon my by. En ek soek jou in my span. Ek soek jou in my span. En
kom ek sê vir jou, op hierdie oomblik is die disippels wat saamgekom het, waarskynlik verskriklik uit die veld geslaan. Eintlik heel verbaas, want dit is ongehoord en verregaande. Hoe kan die Here vir hierdie man in daai tolhuisie dieselfde uitnodiging gee as wat ons gekry het? Toe ons op die viswater was, en hy kom by ons verby, en hy sê, volg my, en ons alles net so los, nou kom hy by hierdie man, en hy gee vir hom dieselfde uitnodiging. Werk mos nie so nie. Ek en jy het vandag nog gestryd daarmee. As die Here se genade en liefde ander paadjies loop as dit wat ons vir hulle oopgekap het. Soms dink ons, die Here moet hierdie een genadig wees, die Here moet liefdevol met daardie een wees, maar asseblief nie daardie, en dan loop genade en liefde ander paadjies as wat ons vir hulle oopgekap het. Wel, dink ek, die skare is daarom oor een ding verlig. Die Here het nou wel gekom, en hy het vir hierdie man in die tolhuisie 'n uitnodiging gegee. Want Jesus is anderster, hy sal doen wat ons nie sal doen. Maar gelukkig ken hulle hierdie tollenaar. Hy gaan nie die Here se woorde aanvaar nie. Hy gaan die Here belaglik maak. Hy gaan vir hom sê, hoekom gaan ek hierdie wonderlike lewe waar ek elke dag geld kry wat ek nie verdien nie, en in weelde leef, prys gee, om agter jou aan te kom. Die skare is waarskynlik verlig, want daar is nie 'n kans dat hierdie man gaan doen wat die Here vir hom vra om te doen. Want sien, Matteus of Levi, maak nie saak wat jy hom noem nie, het gekies vir hierdie leefstyl. Hy het gekies dat geld alles in sy lewe is. Hy het gekies dat geld die belangrikste ding in sy lewe is. Hy het gekies om sy mense uit te verkoop aan Rome. Hy het gekies om geld te vat wat kinders honger bed toe stuur. Hy het gekies om so te leef. Hy gaan nie daar sonder kan nie. En tog staan die rabbi voor hom en sê vir hom, Akolutheo, vergesel my, kom woon my by. En dan staan jy voor een van hierdie mooi oomblikke in die Bybel wat jou eintlik tot trane wil dryf. En dit is so mooi. En in hierdie oomblik lê soveel hoop opgesluit, want wat gebeur? Die Bybel sê hy het opgestaan en hom gevolg. Kom jy agter, Matteus sê nie eers iets nie. Matteus sê nie, ek stel belang, maar ek wil gou hoor, wat is die voorwaardes? Wat is die vereistes? Wat is die pluspunte, wat is die negatiewe punte? Matteus staan nie op en hy doen dit nie. Matteus los alles net daar. Daai tolhuis, sy verlede, sy toekoms, die planne saam met Rome. En dan kom jy agter, die man van wie hy die minste verwag het, was net een uitnodiging weg van die koninkryk van God. Die mens van wie hy die minste sou verwag, was een uitnodiging weg van die koninkryk van God. En nou wil ek vir jou sê, is hierdie tollenaar daar opstaan en hy maak daai huisie se deur toe. En hy begin agter die Here aanloop, offer hy alles op. Tot dusver kon die vissers wat agter die Here aangeloop het en as dinge nie uitgewerk het, die teruggaan na hulle bote toe. Hulle kon weer vissers word. Hulle kon weer net gaan visvang het as die dinge saam met Jesus nie uitgewerk het. Maar 'n tollenaar kon nie vir Rome sê tata en dit weer teruggaan nie. 'n Tollenaar kon nie vir Rome sê ek gaan nie verder saam met jou werk nie. Hy sou nooit weer kon teruggaan nie. Hy gee alles op. En dit noem jy volledige, volkome vertroue. Maar net as die spul saam met Jesus dink, dit kan nie erger nie. Wag vir die volgende stap. Hierdie Matteus is so opgewonde,
So bly dat die Here ook vir hom gesê het, akuluthein. Dat hy sê, Here, ek wil graag almal huisves. Want hy is waarskynlik die enigste met 'n ordentlike huis, gebou uit ander se geld uit, wat 'n hele skare ete voor kan gee. Ek wil hê, julle moet na my huis toe kom. Ek wil hê, ons moet saam eet. Maar daar's een ding, Here, en ek moet u waarsku. Ek het nie 'n lekker vriendekring nie. Onthou net, ons tollenaars word nooit na 'n braai toe uitgenooi nie. Onthou net, ons tollenaars woon nooit 'n klasreunie by nie. Ons name is nooit op die lys nie. So wat doen ons tollenaars as niemand ons ooit intrek nie? Ons meng maar met mekaar. Ek het net tollenaars en sondaars as vriende. En tog neem die Here die uitnodiging aan. Matteus het sy uitnodiging aangeneem en die Here kom en hy neem Matteus se uitnodiging aan. En as jy weer jou oë uitvee, sit die Heilige van Israel omring met onheiliges. As jy weer jou oë uitvee, sit hulle in hierdie huis van Matteus. Jesus en sy disippels omring met ander tollenaars en ander sondes en ander mense met wie jy niks te doen wou hê nie. En is dan op hierdie oomblik dat die fariseërs daar verbyloop. Weet jy wat is die eerste ding wat my opval? Die fariseërs doen presies met Jesus wat hy nie met die tollenaar gedoen het nie. Toe die Here voor die tollenaar staan, praat hy nie voor hom, oor hom nie, hy praat met hom. Toe die fariseërs daar aankom, praat hulle met die disippels oor Jesus. Hulle praat voor hom, oor hom, en nie met hom nie. Wat vra hulle vir die disippels? Waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Wie die twee hoofies, jy kan hulle nie meng nie. Waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Wat vra hulle eintlik? Wat gaan met julle rabbi aan? Wat se tipe rabbi volg julle? En hulle wil hierdie vraag vra en hulle wil hê Jesus moet dit hoor. En hy hoor dit. En dan kom hy terug met 'n antwoord wat geen mens kan ontwerp nie. Ek het nie gekom vir die regverdiges onder julle nie. En ek dink ons kan dit maar in aanhalingstekens sit. Ek het nie gekom vir die regverdiges nie. Ek het gekom vir die sondaars. Ek het nie gekom vir mense soos julle wat dink ons leef teen aan God nie. Ek het gekom vir die sukkelaars. Ek het nie gekom vir gesondes nie. Want gesondes sê ons het nie 'n dokter nodig nie. Ek het gekom vir die siekes. Ek is die ewige geneesheer. Hoor jy wat die Here eintlik sê? Jy dink jy is regverdig. Jy dink jy is gesond. Maar hoe gesond is jy regtig? Jy dink jy is gesond. Maar hoe gesond is jy regtig? Dit was 'n boodskap wat hy oor en oor en oor uiteindelik sou herhaal. Daardie bekende gedeelte Lukas 15. As ek die woord Lukas 15 hoor, dan dink almal dadelik verlore seun. Maar dis die gelykenis van die verlore seun. En weet jy hoe begin Lukas 15? Lukas 15 vers 1. Die tollenaars en sondaars het dikwels nader gekom om na Jesus te luister. Hy was soos 'n magneet. Hoor weer, die tollenaars en sondaars. En dan word die fariseërs, hierdie man ontvang sondaars en hy eet saam met hulle. Fariseërs ontvang net fariseërs.
Fariseërs eet net saam met fariseërs. Fariseërs braai net saam met fariseërs. Daar's nie 'n sondaar op daai lysie nie. Want as jy 'n sondaar ontvang, word jy onrein. En God soek nie onrein mense nie, en jy moet jouself kan bewys dat jy hierdie regverdige mens is voor God. Want as hy 'n sondaar by jou kry, het jy moeilikheid. Nou kom hierdie rabbi, en hy ontvang sondaars. En hy eet saam met hulle. En dan vertel die Here vir hulle hierdie 3 gelykenisse. Iemand het 100 skape, 1 raak weg. Vrou het 10 muntstukke, 1 raak weg. 'n Man het 2 seuns, 1 loop weg. En die oomblik as hierdie iets wegraak, dan is dit nie so dat die ander skape en die ander muntstuk en die ander seun nie saak maak nie. Hulle maak steeds saak. Maar wanneer jy iets verloor wat vir jou kosbaar is, wanneer jy iets verloor wat regtig vir jou saak maak, gaan jy nie ophou soek daarna, net omdat die ander nie verlore is nie. Het een van jou kinders ooit al weggeraak? Jy staan in een oomblik en die volgende oomblik is hulle net weg. Het een van jou kinders ooit al weggeraak? En het jy al ooit na hierdie een kind ophou soek, net omdat jou ander kinders nie weggeraak het nie? Het jy die telefoon opgetel, jou vrou gebel en gesê, ons 3 kinders is saam met my, ek het 1 verloor, maar gelukkig het ons nog 2 oor, prys die Here. Jy doen dit nie. Jy bly daar die kind soek, met alles wat in jou is. Julle dink, julle is gevind. Julle dink, julle is nie verlore nie. Julle dink, julle is gesond. Dink op hierdie stadium, soos altyd, was almal stil. En dan kom die Here en hy sê, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. En hier haal hy aan uit Hosea 6 vers 6. Wat het daar met die volk gebeur? Op 'n afstand het dit gelyk asof hulle God ken. Op 'n afstand het dit goed gelyk. Op 'n afstand het dit gelyk of hulle hom dien, of hulle hom liefhet. Maar dit was alles bluf. Want hulle harte was dood. So maklik om 'n fariseer te wees is dit. So maklik om verby 'n tolhuis te loop en te sê, gelukkig is ek nie so nie. So gelukkig om iemand raak te sien en te dink, my kind, jy mag nooit daar eindig nie. So maklik om oor iemand te praat. In plaas daarvan om met hom oor die Here te praat. Weet jy wat is die ironie? Daardie dag was daar een wat sonder sonde was. Daar was net een wat nie 'n geneesheer nodig gehad het nie. Maar die een het nie gekom om te oordeel nie. Kyk wat doen hy. Hy ontvang tollenaars en sondaars. En hy eet saam met hulle. Uiteindelik sou Matteus nooit 'n groot prater word nie. Gaan lees gerus die Bybel, gaan kyk waar het hy hierdie groot gesprekke gevoer. Matteus het maar altyd gedoen wat hy gedoen het, ook die oomblik toe die Here hom roep. Hy het opgestaan en hom gevolg. Matteus het nooit baie gesê nie. En tog begin die Nuwe Testament vandag met sy evangelie. Genade onbeskryflik groot. Amen.
Here, ek glo vanmôre dat U met ons werk. Ek glo in U, Hemelse Vader, U wat alles geskaap het en onderhou. Ek glo in U, Jesus Christus, U wat gekom het, vir my gesterf het, my lewe gered het, na die hemel opgevaar het, waarvandaan U ook weer gaan kom. Ek glo in U Heilige Gees, wat voortdurend met my besig is, my voortdurend rig en lei, vermaan en versorg. Ek glo daaraan, Here, om aan die kerk te behoort. Ek glo daaraan om my geloof hardop te bely. Ek glo daaraan om die gemeenskap van medegelowiges ook hier op te soek. Ek glo daaraan om U genade te verkondig. Ek glo dat U met ons besig sal wees totdat U terugkeer. Ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Van die Here en elkeen van u gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, saam met elkeen bly wees. Amen.